Ja, goeiemôre vanoggend hier op die heel eerste briltyd hier op Basak TV se Facebookblad, YouTube channel en dis Maandag, wat is dit vandag? Die 28ste Julie. Augustus is amper hierso. Net om in draai, net na 6 en jy's ingeskakel op Basak TV. Jy kyk saam met my coach Freek op my program vanoggend Briltyd. Hoekom het ek begin met hierdie program vanoggend? Vrydagoggend iets spesiaals gebeur. Ek het opgestaan en ek was die hele tyd ek moet 'n program begin. Dis al eintlik 'n geruime tyd, maar ek het net ervaar ek moet in my ateljee kom sit en ek moet 'n uitsending doen. Ek was nie regtig seker van wat nie. En ek kom toe op 'n ou program af, wel 'n paar maande terug waar ek by House of Prayer daar in Bloemfontein was, waar ek die oggend daar by die mannegroep bedien het. En daai mannegroep het oor die jare vir my baie beteken. Ons was op 'n stadium daar agter die hotel, agter die gastehuis waar die House of Prayer nou is, was daar 'n tent opgeslaan. En daar die manne op 'n Vrydagoggend bymekaar gekom. En die bediening se naam was Leeupraat, waar God se seuns bymekaar kom, se welpies. Want natuurlik is die Here Jesus die leeu, die stam van Juda. En so ons het daar bymekaar kom en ek het die voorreg gehad om baie daar bedien. En toe ek in Bloemfontein gebly het was ek ook deel daarvan die bediening. En daar het baie Vrydagoggend as hy Bloemfontein koud, dan sit daar oor die 300 manne in hy tent en brul saam. En dis wat die vyand doen. Hy loop rond soos 'n brandende leeu en hy kyk wie hy kan verslind, kan vernietig, kan doodmaak. En ons as God se kinders verloor ons bril in die lewe. Jy het gesien wat doen 'n leeu mannetjie, sy ander leeu mannetjie in sy territory kom. Hy sal met lei tot die dood toe, want dit gaan oor sy saad. En hy weet, as hy ander leeu mannetjie in sy territory kom, die eerste ding wat hy gaan doen, is hy gaan sy saad doodmaak. En so het ek besef, ja, die manne, die vrouens, die kinders van God, raak stil. Ons verloor daai bril. Ons het nie meer daai bril in die lewe om op te staan en sê, ek in my huis, ons sal die Here dien nie. En dis is wat gebeur het Vrydagoggend toe, is ek het opgestaan toe en ek was maar net gehoorsaam met hier kom sit en het die uitsending gedoen van waar ek gepraat het oor 'n jong man wat wou selfmoord pleeg en hoe die Here ingegryp het in sy lewe. Gaan kyk na hom. Hierdie spur was vir jou gebou. Ek sal die link onder in die comments sit. Is regtig iets om na te kyk en te luister hoe die Here in daai jong man se lewe ingegryp het en 'n spur gebruik het by die waterfront in Centurion om hom by die Here Jesus uit te kry. En ja, so ek het Vrydagoggend maar net kom sit en daai uitsending gedoen en dit was vir een. Dit was vir een. En dit was my die bevestiging. Right. Ek moes dit doen Vrydagoggend, dis die bevestiging. Maandag, Woensdag, Vrydagoggend, solank die Here wil, gaan ek briltyd uitsaai in die oggende. En wat op briltyd gaan wees is woord. Want die woord is die wapen, dis die swaard van God, wat skerper is as 'n tweesnydende swaard. So staan geskrywe. Daai bril en God se leeu's kom by mekaar. God se kom weer in sy trop by mekaar onder waar Jesus, die leeu uit die stam van Juda, die leier is, ons hoof is, die leeu mannetjie is, want hy gaan nie toelaat dat die vyand sy saad doodmaak nie. So vanoggend gaan ek jou laat kyk en elke nuwe briltyd gaan ek boodskappe deel van ander predikers, nie net myself nie, wat ek oor die jare by mannegroepe, ander bedieninge gekyk het. My e-pos is op die skerm. Binnekort sal seker sê volgende week sal ons in Durban wil ook begin met opnames vir ander predikers wat graag op briltyd 'n boodskap wil gee. Stuur vir my e-pos. En as jy reeds 'n YouTube channel het, ons kan jou ook help om een te begin. Stuur my boodskap as jy 'n YouTube channel en jy wil ons toestemming gee om jou boodskap ook op Basak TV te deel of op briltyd. Dit sal wonderlik wees. So ek gaan vanoggend vir julle laat kyk na, dat ek die dinge hier reg kry, na 'n boodskap wat ek gaan bedien het, wat ek so 'n paar jaar terug bedien het by manne van die woord, daar in Pretoria Oos.
Ek was ook bevoorreg om saam met die manne van die woord te begin, 'n mannebediening wat powerful is, en onder leiding van Dawie Spies. En ek het die voorreg gehad om die oggend daar te bedien, en ek het gepraat oor 'n man wat 'n leeu uit mekaar uitgeskeer het, met die naam van Samson. Weet, waar gaan rus as jy moeg is, en om sterk te eindig. So ek vertrou, julle geniet vanoggend se boodskap, neem deel, jy kan vir my comment los, op die comments op Facebook of YouTube, en hier is die boodskap wat ek die oggend daar by manne van die woord gaan deel het. Dis World Cup jaar. En elkeen het sy opinie, span word hierdie week bekend gemaak, en elke keer as ek aan die World Cup dink, dan dink ek aan 2007 se wêreldbeker finaal teen Engeland. Toe ek het so 'n paar jaar terug in 2007, rukkie na die World Cup, die voorreg gehad om eendag saam met Karel Du Plessis en sy broer Michael daar in die Kaap te braai, by Karel se huis. Dit was vir my so groot blessing, want ek was so groot WP supporter, en Karel hy en Michael was twee van my helde geweest, legends in my oë. Ek meen, hy was nie vir nie die prins van vleuels nie, en hier staan hy en braai vir my vleis. Ek dog naderhand, ek begin lag, ek sê, is die Here nie groot nie? Hoe groot is ons God, dat een van my helde vir my sal staan en vleis braai? En dit was nog my amazing. Maar daai aand toe deel hulle met my 'n tradisie wat daar onder Springbok spanne oor die jare is. Dis 'n tradisie in Springbok spanne. Dis 'n voor elke game kom 'n legend van vorige jare, en hy kom deel die treye uit. En Karel, hulle vertel my van in 2007 voor die finaal was die legend wat gekom het om die treye uit te deel. Ekskuus tog. François Pinaar gewees. Nou ek persoonlik glo daar was niemand beter as om François Pinaar om die treye voor 'n finaal uit te deel, want dit was iemand wat al daar was. Dis iemand wat al daai pad gestap het. Dit is 'n legend, dit is 'n geloofsheld. Dis eintlik 'n ou wat hoe sê my laaitie nou die dag van een van my tweeling vir my, papa, jy sê dit baie, maar ek moet jou net reg help. Jy sê dit nie reg nie. Ek het altyd gesê been there, got the t-shirt. Toe sê hy, nee papa, jy moet sê been there, done that, got the t-shirt. So nou elke keer as ek dit sê, dan onthou ek wat hy laaitie, jy weet, hulle sê goed, jy moet na jou kinders luister, jong. Hulle help ons. En hulle is so opreg, hulle bedoel dit so mooi. So François Pinaar was iemand wat daar was, is iemand wat vir die bokke kon sê, luister, hierdie 80 minute is die belangrikste 80 minute van jou lewe. Dit kan wees dat daar extra 20 minute, en of jy nou met 'n punt wen, as daai eindfluitjie blaas en die scorebord sê jy wen, is dit groot fees. En hoe soet was die oorwinning toe die eindfluitjie blaas, en ons wen. Ek weet nie wie van julle het rugby in jou lewe gespeel of sport gedoen nie, maar seker die mislikste plek om te wees is in 'n verloorkleedkamer. Boys, wat het die bokke nou vir mekaar te sê gehad na Argentinië? Ek meen, hulle ons kyk wanneer in die verloorkleedkamer bly nie die ref die meeste, jy blame jouself, jy blame nie oor die tackle gemis het, hoekom het jy daar oorgeval? Ons het selfs in die dae wat ek rugby speel, sommer die manne daar in die kleedkamer wat 'n bal aangeslaan het, of iets, sommer met daar met iets bygekom en om 'n pak slag gegee. Sommer net daar gestraf, en dan was dit daar uitgesort. Dit was nou in die ou dae, maar ek weet nie of hulle dit nog doen nie. Miskien vat hulle nou van hulle geld, ek weet nie hoe werk die saak nie, maar miskien moet hulle dit doen. So die verloorkleedkamer is nie 'n lekker plek nie. En almal sê altyd, daar's mense wat baie sê, ag, maar wen is nie alles nie, maar hoekom, Linsley Bade het gesê, kom kyk almal vir die tellbord, as alles nie gaan oor wen nie. En wie van julle was al in 'n wenkleedkamer? Dis al 'n lekker plek, boys. Kom ons wees nou eerlik, ek persoonlik dink nie regtig, of 'n bier is nie vir my lekker nie. Maar as ek gewen het, dan was daai bier soet. Daai bitter ding word soet. Hy's lekker, vir alles hy kan 4 warm wees, hy is sommer koud op. Hy's so lekker dat jy nog vat. En almal wil jou ken. Ek onthou in 1993 speel ons in die Kaap. Ek speel op baie stadium vir Witwatersrand Polisie, die ou Transvaal Polisie in die nasionale polisieweek. En ons speel in die finaal teen die Bulle. Manne, hulle het 3 Springbokke in die span. 14 bulle in die span. Halftyd loop hulle 28-3 voor.
Toe daai eindvletjie blaas, toe wen ons 33-28. Die Bulle wen daai nasionale week elke jaar met 40-50 punte. Maar daai jaar stamp ons hulle in die final. Wie julle hoe die Kaap was Hollands. Wie die underdog kom daai dag en veroorsaak so groot upset. Niemand het verwag ons gaan wen nie. En toe ons wen, daai aand ons by die onthaal instap en selfs die Bulle moet opstaan en vir ons hande klap. Ja, het was lekker, boys. Kyk, ons het party gehou vir 'n paar dae. Ons het nie eens al geweet ons is terug in Johannesburg nie. So, dis lekker om te wen. Dis lekker om te wen as die eindvletjie geblaas het en die Telborsie het gewen. Maar dis mislik om in die verloorkleedkamer te wees. En toe Karel hulle die ding vir my vertel van die tradisie in die bokkespan, toe drop iets in my gees. Hebreërs 12 vers 1 sê, daar's 'n wolk van getuienisse. Daar's van die vertalings, ek dink is die Message vertaling wat sê, die pioneers, die veterans, die legends wat op die paviljoen sit, wat my en jou aanmoedig om die wedloop van die lewe klaar te maak, om te volhard, om sterk te eindig. Ons is nou al 5 weke op die pad, ek en my vrou en ons 4 kinders, met 'n boodskap waar ons kom, tronke, skole, mannegroepe, gemeentes, individue, is, God wil hê jy moet sterk eindig. God wil hê jy moet sterk eindig in jou huwelik, God wil hê jy moet sterk eindig, in meeste van alles in jou roeping. As jy geroep is om te boer, wil God hê jy moet sterk eindig. En my motto in die lewe is, dit maak nie saak hoe jy begin nie, wat saak maak is hoe jy gaan eindig. Prediker 7 vers 8 sê dit vir ons. Die einde van 'n saak is beter as sy begin. So, waar ook al die bokke nou is, en wat ook al nou in die span aangaan, en hoe hulle performance is, wat saak maak is, hoe gaan hulle eindig hierdie jaar? As hulle die wêreldbeker wen, gaan niemand iets sê nie, dan is Heineke weer die beste coach wat daar is. So kom ons gee die ouens 'n kans, want ek onthou in 2007, hoe hulle voor daai jaar, hoe daai bokspan gesukkel het. Maar hulle het 'n visie gehad. Hulle het 'n doelwit gehad. En ek het gesien toe daai manne World Cup toe gaan, daai ouens is gefokus. Ek onthou hoe Hugh Blyden gesê het, hierdie manne is die nederigste ouens om rondom te wees. Dawie sal met julle deel, hy weet van die goed. Waar Pierre oorgevlieg het, hy kon nie gaan nie want hy was beseer. En hy het op die Fiji game, het hy in die kleed of in die teamroom ingestap en hy die treie uitgedeel. En 'n man soos ons toerant het begin huil. Daar was 'n goddelike presence toe Pierre instap. Daar was iets anders. En ek praat onder korreksie, maar ek dink daai aand het 12 Springbokke tot bekering gekom na die game. Jy sien, ons het nie hierdie goed geweet nie, maar binnekant was daai ouens gefokus. Hulle het hulle droom gaan najag. Die woord sê, sonder 'n visie, perish jy. As jy nie 'n visie het nie. En manne van die woord se visie, staan hier agter my rug, passie. Ons is passievol oor siele. Ons fokus is siele. En ons mag nooit ons visie verander nie. Ons mag nie, ons kan dit nie bekostig nie. Want as ons die visie verander, is dit nie meer manne van die woord nie. Amen. Laat ons altyd fokus op siele. Want weet julle wat? Dis al wat God se honger vul. Sy aptyt vul. En God het 'n groot aptyt. Hy's baie honger. True worshipers is mense wat God nader in gees en waarheid aanbid en wat soos daai vrou by die put gaan en die stad na Jesus toe bring. 'n Sondares wat gered word en waar jy sien God red sondaars sodat ander sondaars gered kan word. Nie net om hemel toe te gaan nie. En is die wil van die Vader dat almal by Jesus moet uitkom. Hy wil nie hê een siel moet verlore gaan nie. So die wil van die Vader is, almal moet by Jesus uitkom. So manne van die woord, dit moet nog steeds ons visie wees, van die begin af, siele moet ons dryf, ons moet soos God soveel moeite doen vir een siel. En as dit vir een siel is, dan juig die hemel, dan is ons tevrede, dan is ons dankbaar saam met God. Ons worry nie oor stoele wat vol sit nie, want dit gaan nie oor getalle nie. Gee my eerder een man wat God ontmoet het, wat sy lewe vir God gee, wat opstaan en wat in die dorp inloop, soos hy man van Gadara in 10 stede in, en hy plek omkeer. As wat ek 100,000 manne het wat voor my sit, en nie een van hulle gaan terug en maak 'n verskil nie.
So, toe Karel hulle dit met my deel, dat die bokke het hierdie tradisie, toe drop hierdie ding in my gees van ons geloofshelde, ons geloofslegends wat op die paviljoene sit. Wat my en jou aanmoedig. In die ou vertaling is dit vir my so mooi, hy sê, loop die wedloop. Moses dring aan by God, hy smeek God op die berg, hy sê, ek wil U sien, Here, ek wil U van aangesig tot aangesig sien. En God sê, weet jy wat, ek moet jou wegsteek in die rots. Ek moet jou wegsteek in Christus, bly in Christus, want sonder Christus kan jy niks doen nie. Hy sê, dan gaan ek verby jou stap en ek gaan myself aan jou bekend maak wie ek is. Maar wat God eintlik ook daar vir Moses sê, is Moses, bly agter my. Moenie voor my probeer uithardloop nie. Ek weet wat ek doen. Want julle is baie keer haastig en julle wil te vinnig iets doen en die Here is nog besig om karakter te bou en die Here, jy sien die journey is vir God baie belangriker as die eindbestemming. Want dis in hy wandel met God waar hy geloof bou, dis waar hy vertroue bou, dis waar hy karakter bou. Want ek kan nie enige een van my 2 laaitjies nou een van my voertuie gee en sê, hoor jy gaan koop vir my 'n brood nie. Dis nag. Ek kan nog nie vertrou nie, hulle kan nog nie eens bestuur nie. Ek kan nie eens om 'n halgeweer gee met rondes in nie. Op hierdie stadium sukkel ek om 'n BB-gun vir hulle te gee. Die manne is nog nie, hulle is roekeloos, man. So God is dieselfde Vader, hy is dieselfde Pa, hy vat jou deur goed en hy bou jou en hy mold jou en soos die woord sê, hy's 'n pottebakker, jy's die klei en hy vorm jou. En hy vorm karakter en integriteit en gesindheid en geloof en hy bou jou vir wat hy vir jou het. En ek wil net, toe Karel dit vir my sê, toe dink ek, ja, nou gaan ek die Bybel anders begin lees. Nou gaan ek die Bybel begin lees en ek gaan die geloofshelde uit die Ou Testament uithaal. Nou, een van my grootste geloofshelde in die woord is 'n man met die naam van Josef. As jy daai ou se lewe gaan studeer en jy gaan kyk en daai ou kom van die paviljoen af en kom sit by jou en hy sê, Boeta, wie wat? En dalk is dit nee, kom ons sien vanmôre want ek sien vanoggend as 'n kleedkamer. Is 'n team talk. Want daar buite is 'n oorlog. En die enigste ou wat op die paviljoen kan sit en iets sê is die ou wat die wedloop klaar gemaak het, wat die wedstryd klaar gemaak het. Niemand anders kan op die paviljoen sit en kritiseer en fout soek, jy moet op die veld kom. En jy moet die geveg van geloof veg, want dit is 'n geveg. En ek wil 'n legend vandag afnooi van die paviljoen af, om net vanoggend te kom en vir jou 'n nuwe trui te kom uitdeel. Want miskien is jou trui bietjie geskeur. Miskien is jou trui nog vuil. Miskien is jy nie meer trots op jou trui nie. Jy is nie meer trots op jou lewe nie. Jou voorkoms, jy meer is besig om jou so in die moeilikheid te bring. Jy weet, as ek gou 'n ander geloofsheld kan roep, of net iets by hom kan vat, Dawid, hero van Dawie. Dawid is 'n man na God se hart gewees. Maar wie Dawid sal vanmôre vir my en jou sê, Boeta, maak jy seker, kry oorwinning in die geheim saam met God, oor die leeu's en beere in jou lewe, voor jy vir Goliat gaan vat. Want jy sien, as ek aan 'n beer dink, dan dink ek aan aggressie. Dis 'n moeilike ding. Jy kan nie vir Goliat gaan vat met aggressie in jou lewe nie. Hy gaan jou teruggooi met daai klip. Jy kan nie vir Goliat gaan vat, as ek aan 'n leeu dink, dan dink ek aan hoogmoed, trots. Jy kan nie vir Goliat gaan vat, meneer, met trots in jou lewe nie. En hier's baie Goliats hier buite. As baie Goliats in jou lewe en in my lewe. Maar ek het geleer oor hierdie 14 en bietjie maande wat ek die Here dien, wat hy my soos brandhout uit die vuur kom ruk het ek een ding by God geleer. Freka, jy fight nie die vyand met sy wapens nie. Jy fight nie die vyand met sy wapens nie. Jy fight nie in die vlees nie, want jou stryd is nie teen vlees en bloed nie. Jou stryd is teen die bose magte. So in die vlees is jy 'n lammetjie, jy fight met 'n handdoekie. Jy draai die ander wang. Ek moes verlede week een van my tweelingseuns 'n hoërskool laaitie kap om, hy slaat om 'n koek hou. En ek moet daai laaitie, moet ek in my lewe leer. Ek het groot geword, ou maat, as ek by die huis gekom het vir my pa gesê, "Ou het my geklits." Het hy gesê, "Right, kry gou vir jou 'n baseballbat of 'n ketting of 'n daar's 'n kookbottel in die kombuis. Kom ons gaan sort hulle uit." Nou moet ek my kind anders leer. En die ou klits hom, is 'n hoërskool laaitie. My tweeling, ouetjie is nou 10 jaar oud.
Hoërskool in Klitsom, daar in Nelspruit. Nou kom hy en sy broer en sy kleinboetie en die maatjies in, en almal is in 'n toestand, en hy is in trane. Hy sê, papa, en wie, wat gebeur? Toe hy my slaan en sê, wat gaan jy nou maak? Toe draai ek my ander wang vir hom, ek sê, ek's 'n Christen, ek sal my ander wang draai. En dan klap hy ouetjie op weer. Just toe daai man moeilik. Maar wie hoe het ek gevoel as 'n pa, toe ek daar by daai ma, en sy pa was natuurlik nie daar nie, toe ek by hulle huis kom, want ek het dit gaan uitsort. En glo vir my, hier's Dawie en hier's van die manne wat my ken, vir my ou vreek, of bietjie van my gehoor het, ek sal hulle vis ook versuip het. Nee, ek sê die huis afgebrand het, dit is nag vir hulle. Ek sê dit ook vir hulle. Ek sê ek jou hart uitgehaal het, man, jy het my nie gegee, moenie man. Maar jy het nog nie die highlights oë gesien, toe ek by die huis stap nie. Want my kinders sê vir hom, jy moet my pa sien man, kyk pa is die sterkste. Sy oë is net so groot, maar hierdie oom sê vir hom, wat maak jy? En hy verduidelik sy saak, en my laaitie sê, en die ma sien toe, nee, maar hy lieg. En my vlees is aan die bewe, ek wil hom 'n klap gee. Gaan nie vir julle lieg nie, maar die liefde in my, God se gees, ek het hom daar nou gebid het, God se gees, die vrug van die gees, selfbeheersing. En hy sê, jammer, maar ek kan sien, hy is nie baie tevrede nie. En toe hy by die wandry kom, die ouetjie wat hy geklits het, toe sê ek vir hom, jy weet wat ek van jou verwag, en hy steek sy hand uit na die ouetjie toe, hy sê, ek vergewe jou. Boys, weet julle hoe het ek gevoel? Wie julle trots as ek daar, op highlight. Hy was in my oor 'n eyster, toe hy dit doen. Jesus het dit nie verniet gesê. So, as ek aan 'n beer en 'n leeu dink, dan dink ek aan vrees. So, jy kan nie vir Goliat gaan vat, want glo my, ek het in die onderwêreld beweeg, ek was betrokke georganiseerde misdaad, na ek in die polisie was, en die grootste ding wat ons gebruik het, is om mense, as jy my vrees, het jy jou klaar gewen. En die vyand is besig om vrees in hierdie land te saai, op elke denkbare manier. Ek wil vir julle sê, as ek op Facebook kom en ek lees, daar's lyk met sekere ouens, hulle fokus net op die negatiewe. Ek is siek as ek dit klaar gekyk het. Dan sê ek elke keer, gaan nie weer nie. Dit maak jou moeg, man. En manne, kom ons haal ons maskers af vanoggend. Weet julle wat is die ding wat ons die meeste vrees as manne? Ons vrees dit om te misluk. The fear of failure. Ek is so bang, ek stel God te leer. Ek is so bang, ek stel myself te leer, want ek het myself al soveel keer teleurgestel. Paulus self sê, dinge wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. So jy kan nie met hierdie dinge, Dawid sal vir jou sê, kry oorwinning saam met God in die geheim, oor die beers en leeu's in jou lewe, voor hy vir jou vir Goliat gaan gee. Maar ek wil gou 'n ander eyster gou afnooi, om net vanmôre vir jou 'n trei, of vir my 'n nuwe trei te kom uitdeel. Hierdie woord as waar ek nou al gekom het, bedien ek hierdie woord, en ek weet ek moet dit vanmôre hier bedien, want hier's 'n boeta wat dit moet hoor. Hierdie eyster se naam is Samson. Sunshine is wat sy naam beteken. Samson beteken sonskyn. Nou glo vir my boeta, hy was nie iemand, hy het nog lang lokkok gehad, jy het nie vir hom gesê, hou sunshine. Nee, die perd het jou by mekaar gemaak, man. Hy maak 1000 Filistyne nou uit, hy sort hulle nou uit met 'n donkie se kakebeen. Skeer 'n leeu in twee. Ruk 'n stadspoort uit 'n muur uit en loop by hom by 'n berg op. Nee, hy was nie sunshine. Geroep deur God, gesalf deur God, afgesonder deur God, om groot dinge te doen. Man van God, en hy doen groot dinge. Hy begin sterk, hy het 'n awesome begin, die belofte wat daar is van hom, waar engel kom, engel van die Here, en vir sy ma sê sy gaan swanger word, presies so sê wat hy moet doen, hulle moet hom moet doen. En hoe die Here sy voetstappe rig. En dinge wat hulle nie verstaan in sy lewe wat gebeur nie, is dit die Here wat hom dryf om dit te doen. En uiteindelik kom Samson by 'n plek waar hy moeg raak. Nou moet aan jou wedloop en aan my wedloop, en nie wedstryd wat ek en jy speel van die lewe, gaan jy moeg raak. Dis okay as jy fisies moeg raak.
vat 'n lang verlof, of rus bietjie. Daar's 'n paar goed wat jou kan help as jy fisies moeg is. Maar as jy emosioneel moeg raak, en as jy geestelik moeg raak, is daar rooi ligte. As jou geloof getoets word, as dit wat jy glo en dit wat jy die Here voor vertrou, gestretch word, en die vyand vir jou sê, maar ou maat, as jy werklik 'n seun van God is, hoekom gaan dit so? Want hy het dit met Jesus gedoen in die woestyn. Hy het vir Jesus gesê, as jy die seun van God is, sê vir hy klipper en moet brood word. Hoor wat val hy aan? Hy val sy identiteit aan. As jy werklik 'n seun van God is, hoekom gaan dit met jou so? Hoekom gaan dit in jou huwelik so? Hoekom is jou kind in 'n rehab of op pad na 'n rehab toe? Hoekom is daar soveel moord en dood en slagting en korrupsie en goed om jou? Hoekom werk jou besigheid nie op hierdie stadium nie? Ken jy daai stem? Daai ding wat jou geloof wil steel. Want jy sien, die dief kom net om te steel. Hy wil jou geloof steel, hy wil jou joy steel, hy wil jou blydskap steel, hy wil jou vreugde steel. En Samson, wat 'n helder stad op 'n berg moes wees, 'n helder lig moet wees, wat 'n verlosser was, 'n rigter was, wat sê, volg my soos ek vir Christus volg, daai Samson word moeg. Soveel so op een stadium sê hy vir God, moet ek nou hier doodgaan, van die dors? En God gee vir hom water bonatuurlik. Hy noem die plek Roepersfontein. Hoe het hierdie ou met God gepraat? Hy het 'n verhouding met God gehad. En ek persoonlik glo, my kinders het 'n DVD, Samson het nie muscles gehad nie. Wat Jacques Combolt hulle, die movie wat hulle gemaak het. Nou ek persoonlik glo dit ook. Ek glo nie Samson was 'n kragkas nie. Want hoekom sou hulle wou geweet het, wat is sy geheim? Ek dink ons gaan skrik as ons eendag van Samson sien. As ek jy nie helemaal kon sê, was Samson, ons wil hy maat sien, jy, daai perd is ek 'n maat, hy's 'n eyster. Dan kom hier so 'n klein seun aan. Sê, nee man, ons het gevra vir 'n toefbietjie, waar is Samson? Jy sien, Samson het nie in sy eie krag beweeg nie. Die Gees van God het hom kragtig gemaak, het hom sterk gemaak. Het was nie deur krag of geweld nie, het was deur die Heilige Gees wat oor hom gekom het. En hy het 'n geheim gehad in sy hart, wat hy nie kon deel met mense nie. En toe word hy moeg. Manne, toe ek hierdie ding sien, en Samson sal vanmôre vir my en jou, want as daai boek Legend het try uitdeel, dan kom gee hy 'n woord van bemoediging. Want woord van bemoediging is voedsel vir jou siel. Nou, ek weet nie vanoggend wie's moeg nie. Ek weet nie wie vanmôre voel, jy's sat nie, jy's op. Maar Samson sal vanmôre vir my en jou sê, Boeta, vir jou iets vra, eyster. Want die woord sê eyster slyp eyster. Hy sal vir jou sê, eyster, ek wil jou iets vra vanmôre. Pas op wie se skoot jy gaan rus as jy moeg raak. Man, ek het op my rug geval toe ek sien wat beteken Delilah. Delilah beteken swak word, wegkwyn, agteruit gaan. Het jy nou al iemand gesien gestand doen aan haar naam soos daai vrou? En hierdie man van God word moeg en hy gaan rus op 'n skoot van iets wat hom al laat agteruit dra. Hierdie helder lig word dowwer. Dis nie 'n skoot wat hom rus gee, wat hom weer krag gee en hom revive nie. Nee, dis 'n skoot wat die woord sê, hy het so by hom aangehou, toe hy eventually sy hart stort, toe hy eventually die geheim uitbring. Ek onthou in my ou lewe, toe ek in die onderwêreld beweeg het, ons baie met prostituie te doen gehad, bordele en nagklubs wat ons betrokke was en gehad het. En een ding wat baie van die prostituie vir my gesê het is, baie van hulle kliënte wil nie seks hê nie. Hulle wil praat. Hulle betaal hulle dat hulle net kan sit en luister. Want jy sien, my en jou probleem is, dis vir ons beter om stil te bly. En Samson sal vandag vir my en jou sê, Boeta, kry 'n Boeta in jou lewe en ek weet hulle is bittermin. Want almal praat te veel. Want jy sien, jy het geheime wat jy wil uitbring. Jy sien, daar's goed in die geheim, daar's dinge wat jy in die geheim doen. Want ek wil vanoggend vir jou sê, Delilah kom nie net in die vorm van 'n vrou nie.
As 'n paar Delillas in my lewe gewees soos drank. Glo my, ek het liters en liters drank in my lewe uitgedrink. Kanne vol, borrelstoors vol. Gesê ek moet dit uitroei voor my kinders dit kry. En ek kon nooit rus vind nie. Daar is van julle wat weet presies waarvan ek praat. Daar is nie, ek meen na jy so aand gekuier het, is jy verseker nog moer as wat jy was. Daar was 'n ander Delila in my lewe. Dwelms. Vir julle jonger manne en paas en oupas, julle moet saam met my bid. Manne, ons land is in die toestand wat hy is, as gevolg van, ons het te veel daddies wat op hierdie aarde rondloop, en ons het nie vaders nie. Ons tronke sit vol van daddies. En die meerderheid van hulle sit daar, en het 'n misdrijf gepleeg in 'n verhoudingsverband, is iemand wat hy geken het. En weet julle wat is een van die grootste sluipmoordenaars op hierdie stadium in ons land? Die oorsaak van misdaad. Dat mense doen wat hulle nie dink normaalweg sou doen nie. Wat mense bereid is om 'n mens se lewe te vat vir 'n selfoon, is die verslawing aan dwelms. Glo my mense, manne, ek wil nie, hierdie is nie famsakking nie. Really, been there, done that. Ek het 96.000 rand se kokaine in 3 maande my neus opgedruk. Van daai goed wil ek nie 'n ou se boek lees nie. Ek wil nie, ek was daar, manne. En wie julle het ek myself gehaat. Die tyd wat ek drugs die meeste gehaat het, en ek was voor ek 'n gangster was, voor ek 'n drug addict was ek 'n polisieman in Johannesburg. Ek het hierdie goed gefight. Was my lewe om hulle uit die samelewing te verwyder. Dit was my passie gewees. Ek het hulle gehaat, pas op wie jy haat, jy sal nes hulle word. Ek het hulle gehaat, en weet julle boys, toe ek my oë uitvee, toe ek kon nie glo, ek was in 95 in die wêreldbeker gespeel het, hier's ek 'n dwelmverslaafde. Ek doen goed wat ek nie kan dink, hoe is dit moontlik dat 'n mens dit kan doen? Dat ek ooit dit kon doen nie. Ek het nie 'n voorbeeld gehad van 'n pa wat dit gedoen het. Yes boys, en ek wil vandag vir jou sê, daar was 'n ander Delila in my lewe wat my swak gemaak het, en dit was pornografie. Boys, as jy met daai ding besig is in jou lewe, moet jy van wortel en tak uitroei. Jy moet by God in die geheim uitkom, jy moet hulp kry, jy moet daai ding wat jy sien, sonde het krag as hy in die geheim gedoen word, maar sonde in die lig kom is hy kragteloos. Bring daai ding uit. Ek het nog nie een keer met 'n reeksverkragter in die tronke gewerk. Ek glo my, ek het al met 'n paar serious customers gewerk. Ouens wat 1300 jaar tronkvonnis gekry het, En almal van hulle sê vir my, reg deur die bank, dit begin by pornografie. Ek het pad gestap met 'n man hier by Babiaanspoort, maksimum vir 'n paar jaar. Hy was 'n gewone ou soos ek en jy, Afrikaners hier. Met 'n job gehad, hy was alright. Sy familie en sy vrou en 2 dogters. En sy vrou maak 'n adult shop oop. En sy sê vir paps, ag kyk bietjie hierna. Dan sê hy vir my, wat's goed. En dit maak het hy sy 2 kinders, sy 2 dogters verkrag. Boys, julle moet saam met daar by maksimum saam met my man gesit het. Die berou. As ek net kan regmaak met my kinders. En weet jy wat, toe hy oorwinning kry oor hierdie goed in die geheim saam met God, waar kan hy saam die Here gesoek het, toe die Here hom vry maak, en hy kry oorwinning en hy raak het baas. Want dis wat genade is. Die ding waarvan jy 'n slaaf was, God gee jou die genade om hy ding baas te raak, om oor hy ding te heers. Weet julle, daar's baie manne, hulle Delila, is hulle werk. Hulle werk net. Hulle chase net geld. En dit maak hulle nie sterker nie, miskien finansiëel. Dit maak hulle moer. Ek weet nie, wat is die Delila in jou lewe volgende nie. Ek weet nie op wie se skoot gaan rus jy, as jy moeg is nie. Maar jy sien, dit kos Samson sy visie. Toe hy sy hart stort, toe hy die geheim uitstort, voor hierdie vrou, toe steek die Filistyne sy oë uit. Man, ek wil weer sê, jy kan nie jou visie verloor nie. En ek sit hier vanmôre en ek wil vir julle sê, verlede jaar op 'n stadium van my lewe,
Wie hoe voel jy as jy oor die 2000 kilos ry en jy kom by 'n tronk? Jy het alles gereël. En jy kom daar en hulle sê vir jou, sorry. En jy sien jy, die mense het net nie hulle werk gedoen nie. Dan sê die Here vir jou, nou moet jy vrug dra. Ons is al amper 6000 kilos op die pad, vir 5 weke. Geloof my, ek het al, soos Andrew nou gesê het, ek sê vir die vyand, met hierdie toer, probeer met sy alles keer. Ons kom by gemeentes, boetas, as ek vir julle moet sê, wat so toestand is die kerk in hierdie land. Dawie sal dit dalk sommer saam met my bevestig. Ek bedien nie baie by gemeentes nie, maar ek vir jou sê, ons het wolwe wat aangestel is oor skape. Ek het by gemeentes bedien. Daar's gemeentes waar ek hoor 'n pastoor loop op die verhoog voor sy gemeente na sy vrou toe en vat hy na haar borste, dan sê hy, hierdie is myne. Hey boys, man. Ek sê vir jou wolwe, dat die pastoor se vrou na die tyd by my vrou krak. Ek noem hom nie pastoor of 'n dominee, hy's 'n werewolf. En die kerk, hierdie mannegroep, manne van die woord, Pretoria Oos, hierso is manne, hierdie is 'n hospitaal, man. As julle gaan verwag, hier gaan net gesonde ouens instap, maak ons 'n fout. As ons visie siele is. Die kerk is 'n geestelike hospitaal, waar siek mense moet gesond word. Hulle moet nie sieker word nie. Nou kom mense, hulle is moeg, nou maak ons hulle nog moer, vir hulle stel reëls te gee. As jy nie dit so doen nie, dan is jy nie reg nie. En Samson verloor sy visie, hy verloor sy roeping. Die woord sê, God het weggegaan van hom af. God het sy rug op hom gedraai. Boys, hoe moes daai man dit gevrees het? Van alles, God is klaar met my. Ek het God teleurgestel, ek het God gefaal. En hulle spuit hom in die tronk en die woord sê hy het begin maal. Maar die Filistyne het nie geweet, hulle moes geloek en kyk gelyk het. Wat toe Samson se hare het begin groei. Samson sy verhouding met God het begin herstel. Want jy sien, God is genadig. God is lankmoedig. Groot van barmhartigheid. Hy is 'n God van liefde. En God sal nooit 'n man wegwys wat laag voor hom buig en wat berou het en wat jammer sê nie. As jy jou sonde bedek, sê die woord, sê jy dwaas, maar as jy bely en laat staan, sal jy barmhartigheid ontvang. En Samson het sy verhouding met God herstel, terwyl hy daar gewerk het en gemaal het. En die woord sê, Samson se einde, het hy meer Filistyne doodgemaak, as in sy hele lewe saam. Samson het 'n sterk einde gehad, en wie het dit vir hom gegee? God. Hy het 'n groot einde gehad, hoekom? Want hy het 'n groot God gehad. Kom sluit gou ons oë. Samson, ou son skyn, sê vir my en jou vanmôre, Boeta, jy gaan moeg word, dalk is jy nou moeg. Pas op net op wie se skoot jy is. Jy sien, toe Samson begrawe word, toe word hy by sy pa se graf begrawe, en sy pa se naam was Manoach, wat beteken rus. Toe kry ou Samson rus. En vanmôre sê die Here vir jou, kom na my toe. Almal wat moeg is, wat oorlaai is, wat op is, wat sat is. Hy sê, kom na my toe, ek wil vir jou rus gee. Maar jy sien, daar is 'n woord, kom. En as God sê kom, dan moet jy kom. En as jy weet vanmôre, jy sit hier en jy's moeg. Ek wil nie, jy moet vanmôre hier opstaan en sê, man, ek het al hierdie woord bedien op kampe, mannekampe, by mannegroepe, dan spring ouens op en hy sê, die Delilah, my lewe is pornografie, bid vir my. Ek wil nie dit hê nie. Jy weet, en God weet. Miskien is die Delilah in jou lewe jou nie meer. Miskien is die Delilah in jou lewe the fear of failure. Vanmôre sê die Here, kom. As jy moeg is, Boeta,
Weet jy wat, ek wil net saam jou bid. Want daar's tye wat ek die laaste paar weke ook moeg geraak het. En ek het besef, terug na Vader toe. Gaan net terug na die Here toe. Hou net jou oë op Jesus, jou leidsman, die volleinder van jou geloof, die een wat sterk geëindig het, wat uitgeskree het, it is finished. As enige boeta is hier vanmorgen wat sê, Freka, ek is moeg, bid saam my, steek gou jou hand op. Boys, hier's 'n paar hande wat opgaan. Net daar waar julle sit, boys, ek gaan nie vra dat julle opstaan nie. Net daar waar jy sit, wil nie net jou hande in die lig steek. En sê, Vader, tel my op. Ek is moeg, Here. Ek is sat. My geloof wankel. Ek begin twyfel. Ek is bekommerd, ek het vrees in my lewe. Maar ek wil dit vanmôre vir U kom gee. Ek wil vanmôre vra dat U alles in my lewe verwyder wat my laat wegkwyn, wat my geloof steel, wat my geluk steel, my blydskap steel. Neem die Delillas uit my lewe uit, Here. Maak my vry van dit, Here. Ek wil by U kom rus, Here. Ek kom met my alles vanmôre en ek kom sê, vergewe my dat ek op myself vertrou het. Vergewe my dat ek op geld vertrou het en op mense vertrou het. Vergewe my, Here, ek is jammer. Ek kom vanmôre opnuut en ek sê, Here, ek gaan U en U alleen vertrou. U is die een wat sê, gooi julle bekommernisse op my, werp dit op my, ek sorg vir julle. Net daar waar jy sit, sê Boeta, sê vir Vader, sê Vader, ek maak U vanmôre my bron. U is my bron. U is my voorsiening. U is die een wat my genees. U is die een wat my nuut maak. U is die een wat my krag gee. U, die Heilige Gees, is my begeerte vanmôre. Wil jy nie net daar vir God vra om die volheid van sy Gees, God die Heilige Gees, in jou hart uit te stort nie, om jou te doop met sy Gees nie. In Jesus naam. Die woord sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle sal opvaar. Hulle sal opvaar. Vader, ek dank U dat manne vanmôre gaan opvaar. Ek dank U dat ek met manne se gees mens kan praat en sê, in die naam van Jesus Christus, staan op en heers. Dankie Vader, dat hierdie manne vanmôre konings is, want U is die koning van alle konings, dat hulle opstaan en dat hulle sal heers oor die Delillas in hulle lewe. Dat hulle sal heers oor hulle omstandighede, en dat hulle vir die vyand sal sê, daar staan geskrywe. Want as U sê, aan almal wat hom aangeneem het, die wat aan hom glo, gee hy die reg om kinders van God te word, dan beteken dit ek en die manne wat hier sit, wat U aangeneem het, wat Jesus Christus aangeneem het, is in U oë, en in U, dis U is die een wat het sê, ons is U seuns, ons is U kinders. Hulle wat deur die Gees van God gelei word, is U seuns, en die skepping wag met reikhalsende verlange dat U seuns, U eisters moet bekend maak. Dankie Vader, ek bid dat U dit vanmôre in die seuns wat hier sit se lewens sal doen. Dat as die vyand kom en sê, man, jy's 'n seun van God, jy's 'n kind van God, jy's 'n man van God, maar kyk hoe lyk dit. Kyk hoe gaan dit in jou lewe. Dat hy sal sê, daar staan geskrywe. My God sal my nooit begewe, my nooit verlaat nie. My God sal in al my behoeftes voorsien, na die rykdom in sy Here, na die rykdom in sy heerlikheid deur Jesus Christus my Here. My God is my herder en ek sal niks kort kom nie. Ek is die kop en nie die stert nie, ek gaan boontoe nie ondertoe nie, van krag tot krag, van heerlikheid tot heerlikheid. Ek is gekroon met eer en heerlikheid. Dankie Vader dat ek vanmôre hierdie boetas kan bless. Ek vra dat U die moegheid uit hulle lewens sal vat. Ek bid Vader, moet daar net daar wees, het sê Vader, gee my 'n sterk einde. Ek wil sterk eindig in my huwelik. Ek wil sterk eindig in my roeping. In Jesus naam. Amen.